Goeiemôre en baie welkom. Ek is ongelooflik dankbaar vir elkeen van julle wat saam met my hier is vandag. En vir julle wat aan die ander kant van 'n skerm sit en wêreldwyd ingeskakel is by Kerk Aanlyn, ek wil vandag vir jou sê baie welkom. Vandag maak ons 'n 4-week reeks klaar wat ek baie na my hart dra. Klein keuses, groot verskil. En ek sê sommer van die begin af, hierdie is my gunsteling boodskap van almal in hierdie reeks. Ons gaan vandag stil staan by een gedagte. Net een, maar ek glo regtig dit het die krag om sommige van julle vorentoe te stoot in dit wat God vir jou het, meer as wat jy al ooit beleef het. Nou ek weet jy mag dalk by jouself dink, Shurishay, dis 'n groot stelling vir 'n klein gedagte, maar ek glo dit met my hele hart, want soos ons gesien het in die afgelope paar weke, ons sleutelgedagte is hierdie. Dit is nie die groot dinge wat almal sien nie, maar die klein dinge wat niemand raak sien nie, wat lei tot die groot dinge waarna almal smag. En ek wil dit weer vir jou sê, want dit is belangrik. Dis die onsigbare klein dinge wat 'n groot verskil kom maak. Soos ons het gesien in week 1 het ons gepraat oor een woord wat jou hele jaar kan rig. Week 2 het ons stilgestaan by die krag van ons gedagtes, want wat jy dink beïnvloed wat jy sê. En in week 3, laas week, het ons gesien hoe jou woorde jou aksies vorm, jou gewoontes bou en uiteindelik jou bestemming bepaal. En vandag praat ons oor die krag van jou gewoontes, of jy kan dit noem dissipline. Want jy is wat jy herhaaldelik doen. So, kom ek vra jou so, hoeveel van julle sal eerlik kan sê, jy is baie gedissiplineerd? En hoeveel van julle voel eerlik, ek is nie so baie nie, of ek is bietjie ongeorganiseerd of ongedissiplineerd? Ek wil jy met my uithoor, en hoor my mooi. Ek wil voorstel dat jy wel gedissiplineerd is, want ons almal is. Ons almal het die dinge wat ons konsekwent doen. Sommige is net goeie gewoontes en ander nie so goed nie, maar dissipline is altyd daar. Die vraag is net, watter dissipline bou jou op, en watter breek jou af? Ek het eendag met 'n ou gesels wat die hele tyd met my wou verskil. En hy het my gesê, Rishay, jy verstaan nie, ek is glad nie gedissiplineerd nie. Kyk net na my, ek is oorgewig, ek eet te veel, ek's lui. Die enigste ding waarin ek goed is videogames. En ek sê toe vir hom, wel, wag net so klein bietjie, ek dink jy is gedissiplineerd. En hy sê, nee man, ek is nie. En ek sê, ja jy is, dink mooi, waarin is jy gedissiplineerd? En die ou glimlag en hy sê toe, jy's reg. Ek is baie gedissiplineerd om elke dag die snoesknoppie te druk. Ek is gedissiplineerd om ure lank games te speel. En ek is so gedissiplineerd dat ek het nog nooit 'n ete gemis nie. En ek sê toe vir hom, presies. Sien, ons almal het dissipline, die vraag is net of dit die regte dissipline is. En vandag wil ek vir jou 'n kragtige gedagte gee wat my eie lewe al so baie gevorm het. En hier is my eenvoudige definisie van dissipline. En ek wil graag hê jy moet dit neerskryf, net daar waar jy is. So, dissipline is om te kies tussen wat ek nou wil hê en wat ek die meeste wil hê. Ek gaan dit weer vir jou sê. Dissipline is om te kies tussen wat ek nou wil hê en wat ek die meeste wil hê. En hoor gou mooi, elkeen van julle is al reeds suksesvol op 'n area van jou lewe. Kyk mooi na daardie area en jy gaan konsekwente gewoontes sien. Miskien sê jy, wel, ek het 'n goeie huwelik. Dan kan ek jou waarborg daar is dissipline agter dit. Julle eet dalk gereeld saam, julle gesels by die tafel, gaan elke jaar weg, net die twee van julle waar julle weer met mekaar kan connect, of jy is dalk deel van 'n klein groep. Of dalk is jy finansiëel sterk. Dan leef jy waarskynlik onder jou inkomste, jy's vrygewig en jy belê wys. Ek wil vir jou sê, daai verg dissipline. Dis dissipline. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. In enige area van jou lewe waar jy nie suksesvol is nie, is daar steeds dissipline. Dis net nie die regte dissipline nie. Ons kan so inkonsekwent wees met die dinge wat regtig saak maak. Kyk, party van julle sê dalk, ek gaan hierdie jaar fiks word. En jy begin sterk. Maandag staan jy vroeg op en jy oefen. Dinsdag ook, en dan kom Woensdag en jy sê, ag my skouer is seer. Of jy vat 'n rustdag dan. Donderdag sê jy wel, dis te koud buite en vat nog 'n rustdag. En voor jouself kry het jy momentum begin verloor en jy het waar jy begin het en probeer aanhou, het jy gestop. Of jy sê dalk,
Ek gaan my eetgewoontes reg kry. Maandag gaan dit goed, Dinsdag gaan dit goed, Woensdag en Donderdag gaan dit ook goed. En teen Vrydag is jy op 'n totale rol, maar dan kom Saterdag en ek verstaan hierdie. Die kinders moet heen en weer gery word. Jy's hastig en skielik roep daardie goue bo van McDonald's jou naam. En voor jy jouself kry, is dit weer 'n supersize meal in jou hand en al jou momentum is weg. Jy het sterk begin, maar jy hou nie vol nie. Ek verstaan dit volkome. Ek wil vir jou sê, ek het self daardeur gegaan en ek het daar gesit. Wat my nogal bemoedig is dat selfs Paulus, ja daardie Paulus wat die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, een van die mees effektiewe geestelike leiers in die geskiedenis, hy presies het ook hiermee gesukkel. Hy skryf in Romeine 7 en ek kan so met hom identifiseer vir wat hy sê en ek wil jy moet saam met my lees vanoggend. Lees saam met my. Ek verstaan nie myself nie. Ek wil die regte ding doen, maar ek doen dit nie. Ek doen eerder wat ek haat. Ek wil doen wat reg is, maar ek kan nie. Ek wil goed doen, maar ek doen dit nie. Ek wil nie verkeerd doen nie, maar ek doen dit tog. Kan jy jou daarin sien? Dis soos, ek wil 'n appel eet, maar die Doritos roep my naam. Jy wil die regte ding doen, maar jy beland by die verkeerde ding. En dan sê Paulus in vers 20, lees weer saam met my. As ek doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie regtig ek wat dit nie doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hierdie is 'n kragtige openbaring. Sien, van nature is ons die selfgedissiplineerde mense. Van nature trek sonde ons weg van God af. Ons sondige natuur buig ons eerder na verkeerd as reg. Ons wil die regte ding doen, maar daardie sonde aard lok ons weg van God af en versoek ons om verkeerd te wil doen. En dan sê Paulus in vers 24, lees weer saam met my. Ellendige mens wat ek is, wie sal my verlos van hierdie lewe wat oorheers word deur sonde en dood? Het jy al so gevoel? Wie gaan my help om hierdie versoeking te oorwin? Wie gaan my help om weg te stap van sonde af? Wie gaan my help om konsekwent te wees om die regte gewoontes te bou? En dan gee Paulus vir ons die antwoord. En hoor mooi wat hy kom doen hierso. Dit is nie 'n beginsel wat hy vir ons gee nie. Dit is 'n persoon. Hy sê, dankie aan God. Die antwoord lê in Jesus Christus, ons Here. Met sy hulp kan ek anders wees. Met sy krag kan ek verander. Met sy gees kan ek getransformeer word. So laasweek het ek met jou gedeel oor my eenstelling van verlede jaar. En dis vir my regtig baie persoonlik, want ek het gesê, ek wil beter na my liggaam kyk, die tempel van die Heilige Gees. Maar hier is die probleem. Ek hou van sjokolade donuts. Ek hou van junk food. Gee my 'n double cheeseburger en jy stuur my hemel toe. Ek is regtig mal oor daai goed. So my eenstelling was hierdie. Christus in my is sterker as die verkeerde begeertes in my. Nie ek in my nie, want ek in my is nie sterker nie. So die sonde in my wil wat verkeerd is, maar Christus in my is sterker as die verkeerde begeertes in my. Hierdie een waarheid het my hele eetgewoontes verander. Ek het begin skoon eet, soos jy nie kan begin glo nie. Nie omdat ek self so gedissiplineerd is nie, want ek is nie, maar omdat ek geestelik gedissiplineerd geraak het. Die Heilige Gees in my het my bemagtig om te doen wat ek self nooit kon regkry nie. Hy het my gelei om te kies wat ek die meeste wil hê, bo wat ek nou wil hê. En sommige van julle probeer al jare. Vandag wil ek vir jou sê, is jou dag wat jy kan vrykom. Jy gaan nooit selfgedissiplineerd wees nie, want self is gebuig na sonde toe. Maar wanneer die Gees beheer neem, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, dan kan jy gees gedissiplineerd leef en doen wat God van jou vra. Paulus kom en hy sê, wie kan my verlos van hierdie liggaam van dood? Dan sê hy die volgende, dankie aan God. Dit is gevind in Jesus Christus. Deur Christus se krag kies ons wat ons die meeste wil hê, bo wat ons nou wil hê. Ons leer ons liggame om gedissiplineerd te wees in dit wat werklik saak maak. Nou, hoe doen ons hierdie prakties? Hoe beweeg ons van waar ons nou is na 'n lewe van regte dissipline?
Kom ons lees saam wat Paulus aan die Korintiërs geskryf het, en hy gebruik 'n beeld wat hulle baie goed sou verstaan het, want Korinte was mal oor die bekende Esmiese spele. Vir die meeste van die Korinte was hierdie resies 'n groot saak, vol patriotiese trots. Dis soos die Olimpiese spele vir hulle gewees. As jy gewen het, het jy jou hele gemeenskap verteenwoordig en daar was ongelooflike eer daaraan gekoppel. So Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25 en ek wil hê jy moet saam met my lees. Weet julle nie dat almal hardloop in 'n wedloop nie, maar net een kry die prys. Hardloop so dat julle dit kan wen. Al die deelnemers is streng gedissiplineerd in hulle oefeninge. Hulle doen dit om 'n verganklike kroon te ontvang, maar ons vir 'n onverganklike een. Aan die ander wyse, hy sê, hardloop om te wen, nie net om deel te neem nie net om top 10 te maak nie, maar om die volle roeping van God oor jou lewe uit te leef. Ons hardloop nie vir brons nie, ons hardloop vir goud. Party mense kyk ek in die lewe en dan dink ek myself, hierdie ou hardloop nie eers vir brons of vir goud nie, hardloop vir hout. In Korinte was dit bekend dat atlete vir 10 maande deur 'n opleidingsprogram gegaan het. Hulle sou by 'n prominente gebou soos 'n gym in ons dae opgelei word. Hierdie atlete was onder streng dissipline. Geen alkohol, geen gemorskos, net kos wat hulle liggame bou. So vir 10 maande sou hulle blootgestel word aan uiterse koue en hitte om hulle liggame te leer presteer onder enige omstandighede. Hulle het hulle liggame gedissiplineer, met ander woorde, om te wen. En Paulus sê, ons leef nie sommer net nie, of sommer net goed genoeg nie. Ons leef nie vir 'n tydelike medalje nie, ons hardloop vir 'n ewige prys. Hulle was so ernstig oor hierdie resies, en jy gaan nou dink ek maak 'n grap as ek die volgende vir jou vertel. Maar dis waar, want wanneer hulle gehardloop het hulle heeltemal kaal gehardloop. Geen klere wat jou kon vertraag nie. Niks wat hulle kon verhinder nie. Ek vir jou sê, dankie tog, ons doen dit nie meer vandag nie. Ek dink dit sou vreeslik frowned upon gewees het. Maar dis presies hoekom die skrywer van Hebreërs in Hebreërs 12 vers 1 die volgende sê, en lees saam met my. Hy sê, laat ons elke las en die sonde wat ons so gemaklik verstrik, afgooi en die wedloop met volharding hardloop, wat vir ons voorlê. Nou, hulle sou dit fisies verstaan het, want jy stroop alles af. Nou, eerlik dink ek, dit moes baie ouens 'n massive motivering gegee het, om net voor te bly, want niemand wil 4de plek hardloop en agter daai gesiggies staan nie. En dan is daar altyd daai ou in die hoek wat sê, moenie lag nie, dis koud hier buite. Daar is 'n storie vir 'n ander dag. Ek sê altyd, om God te aanbid moet lekker wees. Ek glo nie ons moet met 'n klomp suurgesigte by mekaar kom nie. So ons kan lag en steeds die waarheid hoor. Paulus sê in vers 25, lees saam met my, ons hardloop nie vir 'n aardse kroon nie, maar vir 'n ewige een wat nooit sal vergaan nie. Daardie ouens het alles gegee. Vir wat? 'n krans van blare. Baie geluk, jy het gewen, hier is vir jou 'n blaarkrans. En ek meen, dis al. Maar ons hardloop vir iets soveel groter, 'n prys wat ewig hou, 'n kroon wat nie vergaan nie. Maar ons, as volgelinge van Christus, leef nie vir blarekranse en menslike eer nie. Ons leef vir ewige heerlikheid. Ons leef om eendag voor God te staan, sy naam groot te maak en alles in ons te gebruik om hom bekend te maak. Dis hoekom ons nie net self gedissiplineerd is nie, ons het 'n geheime wapen. Ons is gees gedissiplineerd. Dis die gees wat ons help om die mag van sonde te oorwin. Wie kan my help om oor hierdie sonde en versoekings te triomfeer, sê Paulus? Prys God. Die antwoord is in Jesus Christus ons Here. Hy het die krag om jou vry te maak. En Paulus sê in vers 24, lees saam met my, ek hardloop met doelgerigtheid in elke stap. Elke tree het 'n doel. Hy sê ek slaan nie in die lug soos iemand wat teen 'n denkbeeldige vyand beklei nie. Ons veg teen 'n regte vyand wat kom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek's opgelei, ek's vol van God se krag en geen wapen teen my gesmee sal oorwin nie. En hy gaan verder aan. Hy sê ek dissiplineer my liggaam soos 'n atleet. Ek oefen dit om te doen wat dit behoort te doen. My vlees wil verkeerd doen, maar ek dwing dit om God te verheerlik.
Ek is nie net self gedissiplineerd nie, ek is geesgedissiplineerd. God se gees help my om my liggaam en my gewoontes totaal en al onder beheer te kry. Wanneer jy hierdie waarheid vasgryp, dat jy kan kies tussen wat jy nou wil hê en wat jy die meeste wil hê, begin jy skielik met 'n doel hardloop. Elke stap dra gewig. Jy sê nee vir kos wat jou afbreek om ja te sê vir 'n gesonde liggaam. Jy sê nee vir finansiële versoeking om vry te wees van skuld. Jy sê ja om jou vrou lief te hê soos Christus sy kerk liefhet. Jy sê ja om jou kinders groot te maak wat volgende generasie world changers sal wees. Want ons hardloop nie om net deur te kom nie, ons hardloop om te wen. Ons leef nie vir tydelike pryse nie, ons leef vir 'n ewige kroon. En ek sê vir jou vandag, met Christus in jou, kan jy verander. Met sy gees kan jy oorwin. En met sy krag kan jy doelgerig en vry leef. Jy het geen idee nie. Toe ek wakker geword het vanoggend, het ek wakker geword met God se krag binne in my. Ek het besluit, vandag sal ek hom verheerlik. Ek hardloop met doelgerigtheid in elke stap wat ek neem. Elke tree is deur God georden. Elke tree dra betekenis. Die gees van God lei my in alles wat ek doen. Ja, ek is swak. Ek wil soms die maklike pad kies. Ek wil gemak hê en net goed voel. Maar meer as dit wil ek eer aan God bring. En omdat Christus in my woon, gee hy vir my die krag om wat die meeste saak maak te kies bo wat ek nou wil hê. Nie ek nie, maar sy krag. Sommige van julle sit dalk hier vandag en dink, okay, Rochai, chill net, jy gaan ontplof. Dis maklik vir jou want jy's 'n pastoor ou. Jy's natuurlik meer gedissiplineerd. Ek wil vir jou sê, as jy so dink en jy my regtig glad nie. Die mag van sonde in my lewe is net so werklik soos wat dit in joune is. Dis ook net so sterk. Eintlik is ek van nature baie ongedissiplineerd. Ek meen, ek kan dit bewys deur, jy kan eenvoudig net vir Shamini vra. Sy sal jou vertel. Ek hou daarvan om te slaap. Ek hou van junk food. En as my kinders beklei, ek weet ek moet opstaan en dissiplineer soos 'n goeie pa. Want party dae sê ek net vir myself, luister, die sitbokshandskoene aan en roep my as iemand begin bloei. Ek het nie altyd lus nie. Ek is nie natuurlik gedissiplineerd nie. Maar hier is die goeie nuus. Die gees wat in my woon, die gees wat in jou woon, maak ons sterk waar ons swak is. Hy help my om gedissiplineerd te wees in dit wat regtig saak maak. Deur Christus se krag kan ek kies wat die meeste saak maak bo wat ek nou wil hê in my lewe. So ek wil vir jou vandag 2 praktiese vrae vra. En die eerste een is redelik maklik. Dit gaan so. Wat wil jy die meeste hê? En ek wil jy moet mooi daaroor dink. Ek wil jy dit moet neerskryf. En party van julle wil al 10 of 30 kg verloor. Ander wil weer naby aan God wees soos vroeër. Party moet van pornografie ontslae raak omdat dit jou verhouding verwoes. Of jy wil uit die skuld kom. Of jy wil dalk weer gesond word of jou huwelik bou. Wat wil jy die meeste hê? My tweede vraag is dit. Wat is een dissipline wat jy kan begin? Onthou week 1 het ons gepraat van 1 woord wat jou jaar rig. Week 2 1 gedagte. Verlede week 1 stelling. En nou is dit tyd vir 1 dissipline. 1 klein gewoonte wat God kan gebruik om jou hele lewe te verander. Vandag wil ek met jou praat oor 1 dissipline. Net 1. En ek wil jou 'n eenvoudige maar kragtige vraag vra wat jou gaan help besluit watter dissipline jy in jou lewe moet byvoeg om God te verheerlik. Hier is my vraag. Wat moet jy vandag doen om te hê wat jy die meeste wil hê? Dis eenvoudig. Watter 1 dissipline moet jy nou begin wat jou gaan lei na wat God regtig vir jou wil hê? Ek wil jy moet daaroor dink. Dis nie 'n moeilike een nie. Jy wil fiks word. Kry 'n trainer. Belê in accountability. Gaan ten minste 2 keer 'n week gym toe. Of jy wil dalk nader aan God leef. Kies 'n YouVersion Bybelplan en doen dit dalk saam met 2 of 3 vriende net vir accountability. Jy weet jy moet deel word van 'n klein groep. Dis tyd om op te hou, uitstel en 'n klein groep te gaan join. Jy moet dalk God eerste stel in jou finansies en hom met jou 10de beginne vertrou. Jy wil dalk gesonder eet. Ek wil vir jou sê, maak jou spens skoon. Gooi daai chips en daai koekies uit en koop kos
wat jou gaan help. Jy wil jou huwelik bou. Besluit op 'n weeklikse date night, saam met jou huweliksmaat. Jy wil ook skoon leef. Ek wil vir jou sê, maak elke toestel skoon. Jou foon, jou rekenaar. Om nie toegang te hê tot pornografie wat jou vasgevang hou nie. Jy wil jou gesin dalk geestelik lei. Begin dalk net om elke aand saam met jou kinders te bid. Maak dit 'n vaste gewoonte. Ek weet nie wat dit vir jou is nie, maar God weet. En in hierdie oomblik wil ek hê, soek hom en sê, Here, wat is die een ding wat U wil hê ek nou moet doen, sodat ek later kan hê wat U vir my beplan? Ek kan dit nie op my eie doen nie, maar dankie Here Jesus, deur Jesus Christus kan ek, en ek is nie self gedissiplineerd nie, ek is gees gedissiplineerd, want die gees lei my. My eie dissipline hierdie jaar, my woord is rus. My stelling is met Christus se hulp, volgens Hebreërs 4, sal ek my bes doen om in sy rus in te gaan. My dissipline is om 'n Sabbat te beskerm, my dag af te beskerm. Ek kry een so dag en dis 'n Vrydag, maar dit is ongelooflik hoe maklik werk dit kan oorvat. Verlede jaar het ek soms 2 maande aan een gewerk sonder 'n dag af. Ek wil vir jou sê, dis nie gesond nie. Hierdie jaar kies ek rus as dissipline, want God het my geroep om uit sy plek van rus te leef, nie uit uitbranding uit nie. Ek wil vir jou sê, niemand gaan vir jou hande klap wanneer jy by jou bed lê in die hospitaal as gevolg van uitbranding nie. Niemand gaan vir jou sê, "Jy's great, dankie dat jy so hard gewerk het nie." Die mense wat naby aan jou is, beleef daai spanning. En ek wil vandag vir jou sê, as ons sê dat ons werk, dis my beginsel wat ek volgens lewens, volgens die span ook, ons werk nie tot 'n plek van rus nie, ons werk uit rus uit. Ek wil vir jou sê, dis een klein ding dalk, maar iets wat amper niemand kan sien nie, wat kan lei tot die groot dinge, wat almal graag wil hê. Jy vra dalk, maar as jy, hoe kan 'n dag af soveel verskil maak? Ek wil nie meer daaroor dink, hoeveel beter kan ek 'n man wees as ek uitgerus is en Chamonix kan lief hê uit die oorvloed van my hart, nie uit wat oorbly nie. Hoeveel beter pa kan ek wees as ek tyd spandeer met my kinders, belê in hulle lewens? Hoeveel duideliker kan ek God se stem hoor en die gemeente lei as ek dit doen uit sy rus en nie uit 'n plek van uitbranding nie? Want dis klein dinge wat niemand raak sien nie, wat lei tot groot dinge wat almal begeer. Laat ek jou herinner aan wat ons oor die afgelope paar weke geleer het. So week 1, een woord wat jou jaar rig. Aan die ander wyse, moenie die klein dinge minag nie, want die Here verheug hom om te sien dat jy die werk begin het. Ons dink groot, maar is ons bereid om klein dinge te begin? Week 2 het ons gepraat oor ons gedagtes, want ons gedagtes maak saak. Jou lewe beweeg altyd in die rigting van jou sterkste gedagtes. Daarom neem ons elke gedagte gevangene en maak dit gehoorsaam aan Christus. Ons dink op dit wat skoon, edel en mooi is, en laat God ons denke vernuwe. En laasweek het ons gepraat oor jou woorde, want woorde dra die krag van lewe en dood. Ons laat geen vuil woord oor ons lippe kom nie. Net dit wat mense bou volgens hulle behoeftes, en as ons lewens wil verander ons die woorde wat ons praat. Ons spreek woorde van lewe. En in hierdie week, met Christus se krag, kies ons wat ons die meeste wil hê, bo wat ons nou wil hê. Ons dissiplineer ons liggame soos atlete, ons hardloop met doel in elke stap. Sonde in ons wil ons laat struikel, maar Christus in ons hou ons op koers. Daarom vra ons die krag van God se Gees om te doen wat ons nie self kan doen nie. Ons is nie self gedissiplineerd nie, ons is gees gedissiplineerd. En wanneer ons die Gees volg, is ons getrou in die klein dinge. En dan kom God en hy sê die volgende. Hy sê, wie getrou is in die klein dinge, hom sal ek vertrou met die groot dinge. En eendag wanneer God jou verhoog, om meer mense te beïnvloed en 'n groter verskil in die wêreld te maak, sal almal vra, wat is die groot geheim van jou sukses? En jy sal kan sê, nee, jy verstaan nie. Dis die klein dinge wat niemand gesien het nie, wat gelei het tot die groot dinge, wat almal begeer. Kom ons bid saam. Vader, help ons om getrou te wees in die klein dinge, sodat U ons kan vertrou met die groot dinge. Gebruik ons, Here, om U naam groot te maak. En my gebed vir elke persoon wat luister na hierdie boodskap vandag,
dat hulle U sal vind deur die instellings wat ons maak, deur die gedagtes wat ons vir U teruggee, deur ons woorde wat ons kies om reg te spreek, deur een gewoonte te verander, nie 'n klompie, maar een. Ek bid dat U elke persoon sal aanraak wat na hierdie boodskap luister. Hulle U grootheid sal beleef en sal besef, maar hierdie is nie 'n selfgedissiplineerde ding nie, hierdie is 'n geesgedissiplineerde ding. Ons kan vandag, soos Paulus sê, dankie God, dat U Jesus Christus vir ons gegee het, sodat ons deur sy opstandingskrag kan funksioneer en sonde kan oorwin. En ek wil vir jou vra, net daar waar jy sit, as jy Jesus Christus nie as jou persoonlike verlosser en saligmaker ken nie, wil ek jou graag uitnooi om vir 'n oomblik hom aan te neem en net saam met my te bid en te sê, Here, hier is ek. Ek wil U graag ken. Ek wil vra dat U my sal vergewe. Dankie dat U my sondes kom wegwas het. Dankie dat U vir my 'n nuwe begin gee. Here, dankie dat U my help om te oorwin. Ek kom gee vandag my lewe vir U. Ek kom gee my hart vandag vir U. En ek kom vra dat U my opnuut sal kom skoon was met die bloed van Jesus Christus. Vir my 'n nuwe begin sal gee. En mag ek in oorwinning staan in hierdie lewe, nie op my eie kragte nie, maar in die krag van Jesus Christus. Ek kom bid dat U elke man, vrou en kind van die ander kant van hierdie skerm sal seën, my God. Ek bid dat U aangesig oor hulle sal skyn. Mag hulle U vrede in hulle huise beleef, in hulle karre waar hulle ry, in hulle kantore waar hulle die boodskap na luister. En mag hulle ervaar dat U is by hulle. Mag hulle ervaar hoe U verandering kom bring. Here, ek sê vandag vir U dankie dat ons nie alleen staan nie, maar ons het 'n middelaar, Jesus Christus, wat vir ons veg. Mag U vandag verheerlik word in ons lewens, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy saam met my in hierdie week was. Dankie dat jy saam met ons deel was van hierdie reeks. Kyk uit vir ons volgende reeks wat kom. Ek wil vir jou sê, dit is lekker om die lewe saam met jou te kan doen. En ek kyk uit vir die dag wat jy saam met my gaan kom kuier by Benoni, of Kaleido Benoni, in ons campus, 8:30, by 99 Bowden Road, by Gracia de Dios. Maar tot dan, kuier ek saam met jou agter hierdie skerm. Totsiens.